Vriende, ek het in die week die voorreg gehad om by ons manne Bybelstudiegroep te wees, dinsdagoggend. Nou, dit is 'n paar senior manne, 'n bietjie ouer mans met verskriklik baie lewenswysheid. En dit was so lekker om saam met hulle te gesels, hulle so rondom 10, 12 mans wat bymekaar kom en sing lekker saam, geestelike liedere. En ons het op hierdie oggend toe nou gesels oor die kerk, en ek kom toe nou agter dat een van die ooms wat daar is, was 'n stigterslid van 'n gemeente elders in die land, in die jaar wat ek gebore is. So it goes without saying dat hy al 'n bietjie langer as ek 'n Christen is. Kom ons stel dit dan nou so. So dis mense wat hulle lewe lank deel was van die NG Kerk, wat al die fases van hierdie denominasie dan nou gesien het, die ups and downs beleef het. En ons kon toe gesels oor 'n leeftyd, hulle belewenis en hoe dit nou anders is. En meeste van die indrukke, as ek dit so kan stel, het gegaan oor die fokus op liefde en genade. Dat die kerk nou 'n baie ander boodskap verkondig as daardie tyd oor die algemeen. Want in die verlede was dit asof daar 'n fokus was op reëls, hoe jy aantrek, en 'n sterk klem oor hoe is jy veronderstel om te leef, of waar maak jy droog wat jy moet ophou droog maak, as ek dit so kan stel. Mense is gesê wat om te doen, en dit was baie regheid op daardie manier. Daar was wel 'n paar wat gesê het dat iets verlore gegaan het van die belangrikheid om te bekeer en jou lewe in lyn te bring met God se waarheid en dit wat hy van jou vra. En dit los my toe met die vraag, maar het die kerk nie dalk geoorkompenseer nie? Is dit nie dalk so dat in kerke waar ekstreem net liefde, genade, verlossing, God doen alles, jy hoef niks te doen nie, dat in daai kerke het mense se lewens eintlik verval half moreel, en is daar afvalligheid, as ek dit so kan stel, wat ons sien in mense se lewens uitspeel. Want ons is mos baie keer geneig om, wanneer iets op 'n sekere manier sleg is, dan oorkompenseer ons mos nou na die ander kant toe. En dit het my nogals aan die ding gesit oor my eie verstaan daarvan, want ek wil nie deel wees van 'n kerk wat bloot 'n sekere boodskap verkondig om 'n ekstreme korreksie te maak van iets wat die vorige generasie verkeerd gedoen het nie. Dit is tog wat 'n mens sien in die teologiese strominge waarin ons nou leef, eintlik maar 'n relatiewe waarheid, nê? Liefde is alles, en wat jy glo is wat jy glo, en wat ek glo is wat ek glo. Dit laat my toe dink aan 'n vriend van my wat 'n beeld gebruik het oor die evangelie en hoe die evangelie werk, en hy het dit so verwoord. Hy het gesê, as die evangelie soos 'n muntstuk is, dan het hierdie muntstuk twee kante, 'n trooskant en 'n rukkant. Dus dit was sy verwoording gewees. Deel van dit troos jou, maar deel van dit ruk jou. En as hy jou nie troos en jou nie ruk nie, dan het jy nie eintlik die volle evangelie weet nie. Sou dit anders kon verwoord. Alles wat God vir ons doen en gedoen het, en alles wat God ons beveel om te doen. So die muntstuk beeld was vir my mooi, want dit het nie gegaan oor die een of die ander nie. Dit was om te sê dat hierdie is eintlik een muntstuk. Een goeie nuus wat 'n effek het op ons lewens. Mens sou dit nou anders kon verwoord, en die Bybel is vol van beelde en metafore om dit eintlik te beskryf. Paulus sal sê, eerstens sterf Christus vir ons, maar nou is ons in hierdie proses om te sterf aan onsself. En dat hierdie twee goed eintlik onlosmaaklik deel is van mekaar. Dit gaan nie oor om 'n korreksie te maak om balans te kry nie. Dit gaan daaroor om dit te sien as een en dieselfde ding. Maar nou iets verskriklik belangriks, en ek dink dit is vir my waar die klem geskuif het, en waar ek myself dan nou as predikant sou wou posisioneer. Want onthou, as jy predikant is, dan is jy nie net jou hele bediening lank op een manier nie. Jy groei en jy varieer ook in jou oortuigings in terme van dit wat jy lees in die skrif en wat jy beleef oor tyd.
Maar vir my, as ek kan sê, soos alhoewel al twee die goed belangrik is daar 'n volgorde en 'n belangrikheid wat verskil. Ons sal kan sê, en ons moet kan sê, dat dit wat eerstens gebeur, die troos, dit wat Christus vir ons gedoen het, is altyd eerste en belangrikste, bo kan dit wat ons moet doen. En wettisisme is juis om 'n roete na God toe te probeer vind, deur wat ons doen. Maar dit is om teen die stroom te swem van hoe God werk. En ek kan dit vir jou, ek wil nou vir jou 'n paar teksverse, skrifgedeeltes wys om die beginsel in die hele Bybel eintlik vir jou te wys, dat dit is altyd God wat eerste gee voordat God vra. En dis nie dat hy nie vra nie, nee. Ons kan nie begin by wat hy vra nie. Romeine 12 vers 1, ek hoop julle kan mooi sien, ja, julle kan. Een van die bekendste gedeeltes in die Nuwe Testament oor, om jou lewe te verander. Ek wil julle baie ernstig vra, broers en susters, as julle dink aan alles wat God in sy groot barmhartigheid vir julle gedoen het, soos halfees, want hy het nou 11 hoofstukke daaroor geskryf, nee? Dit is nou, as jy die brief gaan lees, het hy nou 11 hoofstukke daaroor eintlik geskryf en gereflekteer. So ons kan nie eintlik Romeine 12 lees sonder die res nie. Gee dan, dis logies, gee dan julleself aan hom as 'n lewende en heilige offer. Want dis, en dan nadat sê hy, dis die logiese van wat julle moet doen, maar dit begin by alles wat God gedoen het. Dis die eerste ding. Jesus self, en hier sien ons nog 'n beter patroon, want dit is God wat gee, God wat vra, God wat gee. Dit is eintlik deel van die manier hoe God werk. Kom na my toe, so 'n bekende gedeelte, kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal julle rus gee. Maar het jy die opdrag gesien, binne in hierdie rus? Neem my juk op julle en leer van my. So jy is nou 'n volgeling, 'n disipel, baie troostende teks, maar as jy die sagmoedigheid en die nederigheid van hart wil hê en die rus vir jou gemoed, dan moet jy hom volg en by hom leer. Johannes 8 vers 11, bekende gedeelte, die vrou wat op oorspel betrap is. Hulle wil kom en haar met klippe gooi. Hulle sê vir Jesus, volgens die wet moet sy gestenig word. Wat doen Jesus? Hy sê, laat die een wat sonder sonde is, die eerste klip gooi. En dan eindig Jesus met, ek veroordeel jou ook nie. Gaan en moenie meer sondig nie. Sien jy die patroon? Nou kan jy vir my sê, ja, maar die Ou Testament was anders, want in die Ou Testament was dit wet en vereistes en ons moes doen. Maar julle gaan lees die 10 gebooie weer, maar begin by die vers voor die 10 gebooie. Luister wat sê die Here. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die plek van slawerny uitgelei het. En dan, jy mag naas my geen ander gode hê nie. Hy sê eintlik, ek het alles vir jou gedoen. Ek het jou julle was 400 jaar slawe gewees en ek het julle daar uitgebring. En nou soek ek 'n volk wat heilig is. My volk, my mense. En dan vir my, eintlik die beeld wat ek vandag net 'n bietjie by wil rondhang, is die van lig en skyn. Want dis eintlik, dan word dit eintlik 'n identiteit. Vroeër was julle duisternis, maar nou in die Here is julle lig. Leef dan as kinders van die lig. Leef dan as kinders van die lig. Jy sien, as jy 'n gloeilamp vat, nee, en jy sien hierdie gloeilamp brand nie, nee, daar's nie 'n liggie nie. Hoe gaan jy hom kry om te skyn? Deur vir hom te sê hy moet harder probeer om te skyn? Deur hom mooi te vra, deur op sy gewete te speel, gloeilampe behoort eintlik te skyn. Jy moet eintlik lig gee en jy doen nie. Dit is hoe preke partykeer klink. Of gaan jy hom help om te skyn deur hom te verbind aan die bron van krag wat hom die vermoë gee om lig te kan uitstraal? Dit is die volgorde en die prioriteit van die evangelie boodskap. Die lig moet skyn, maar geen manier wat dit kan gebeur sonder 'n verbintenis met die gewer van die krag nie.
So, kom ons kyk na 'n paar simptome. Hoe lyk genade dan nou in die kerk? Hoe lyk dit as ons sê, jy weet, dis liefde, dis genade, die Here vra nie eintlik iets van ons nie, almal moet net hulle beste doen om goeie mense te wees, en die waarheid maak nie eintlik saak nie. Die simptome daarvan is soos 'n gloeilamp wat eenvoudig nie krag het nie. Dit kan nie skyn nie, want daar's niks wat dit help om te skyn nie, en die probleem is, in hierdie verstaan gee die gloeilamp ook nie eintlik om nie. So daar's morele verval. Relatiewe waarheid, dit sien ons, né? Jy kan wees wat jy wil, wie jy wil. Daar's nie 'n verstaan dat God eintlik 'n vereiste het nie. Heiligheid is 'n vreemdheid. Jy kan amper nie oor heiligheid praat sonder dat iemand dink jy skyn heilig nie. Terwyl heiligheid hierdie ongelooflike groot roeping en opdrag is wat die Here vir ons gee. Daar's nie plek vir korreksie in die kerk nie. As 'n mens gaan as leraar miskien en jy gaan praat met mense oor iets in hulle lewe wat dalk nie is soos God dit wil hê nie, dan verlaat mense 'n gemeente in hulle gemeenskap. Ek meen, ons het ervaring daarvan dat mense hulle lidmaatskap van die NG Kerk beëindig, omdat ons hulle gaan aanspreek het oor 'n man en vrou wat buite huwelikse verhoudings met ander mense gehad het. So daar's nie spasie vir korreksie wanneer jy die grense wat God gegee het verlaat nie. En uiteindelik is daar nie vryheid in dit nie. Al voel en lyk dit so, jy word uiteindelik eintlik 'n slaaf van sonde, want jy voer net die opdragte en die wil van die sonde uit. En in dit oortuig jy jouself dis liefde, maar dit is nie eintlik regtig liefde nie. Van so 'n kerk wil ek verseker nie deel wees nie. Daar is 'n indruk van goedheid en genade, 'n vriendelikheid. Maar as jy onder die oppervlakte begin rondgrawe, is daar eintlik net geraamtes en doodsheid. En dit is nie hoekom Jesus na hierdie wêreld toe gekom het nie. Maar aan die ander kant, en hierdie is vir my 'n baie mooi video, wat gebeur as jy te veel krag deur 'n lig laat gaan? Hy kan selfs ontplof. En dis vir my die beeld van gehoorsaamheid sonder genade. Is soos om 'n gloeilamp dan nou te laat brand, maar met 'n kragbron wat nie die regte kragbron is nie. En dit gaan maak dat daardie gloeilamp heeltemal sy funksie verloor, en dit is wat dit is om vanuit eie vermoë God te probeer beïndruk en die wet na te kom. So hoe lyk dit? Dit is letterlik geestelike uitbranding. Dis 'n vreugdeloosheid, dis 'n droogheid in ons geloofservaring. Jy voel eintlik nie die blydskap. Jy wil tog so graag sing saam met die kinders, dit borrel in my want ek is so bly, maar dit borrel nie in jou nie, dit brand eintlik, nê? Nee? Voel meer so sooibrand as vreugde. 'n Sterk fokus op oordeel, en 'n oordeel wat nie eintlik dit reg kry om mense te verander nie. Skuld en skaamte. En uiteindelik word mense slawe van die wet. Ek beloof vir jou dat jy kan met skuld en skaamte mense dryf tot verandering, maar dit is nooit volhoubaar nie. Want solank as wat jy sit en nie die oorsaak van die probleem aanspreek nie, is dit nie vir mense moontlik. Ek kan nou vandag hierso, jy weet, vuur en swaal uitskree oor almal wat nou gisteraand nou te veel gedrink het en nou vanoggend hier is. En nou jy hierdie gevoel in jou agterkop van eintlik, ek moet nou nie eintlik dit doen nie. Dis nou eintlik nie reg nie. Maar wat 'n verskil gaan dit uiteindelik maak as dit 'n gedagte is wat vlietend is. Jy voel 'n bietjie skuldig, maar jy gaan eintlik aan met jou lewe. So daai roete werk nie. Ek het nou onlangs op YouTube 'n video gesien van 'n pastoor. En om te sê dat hy uitgevaar het is soos 'n rowwe, 'n gross understatement. Hy skree op die mense. Hy skree en sê dit het onder sy aandag gekom dat hier 'n meisie is in die gemeente wat buite huwelik swanger geword het, en die mense sê vir haar geluk. Hoe kan hulle vir haar geluk sê? En dan sê hy, jy kan nou sê hierdie is nie 'n liefdevolle kerk nie, hierdie is die mees liefdevolle kerk wat ek ken. Nou, jy ken nie baie kerke nie, dis 'n probleem miskien. Die probleem daarmee is,
jy hoor die amens wat geskree word, maar dit het nie krag om mense te verander nie. Dit kan nie, die eise wat dit aan hulle stel, dit gee nie vir hulle die vermoë om daai eise na te kom nie. En baie keer, snaaks genoeg, voel mense goed as jy hulle laat sleg voel. Jesus, die dominee, jy weet, ek het met 'n vriend gepraat wat gepreek het, toe sê hy, die ouderling het vir hom gesê, vandag het die sweep van die evangelie weer geklap. Kry soms ek 'n koue rillings as ek dit hoor. Dat die evangelie beteken wat? Goeie nuus, goeie advies. Jy het goeie advies geraak, is goeie nuus. Dis 'n blye boodskap. Hierdie is nie, en julle kan verstaan hoekom 'n kerk wil oorkompenseer teen hierdie. Want dit is ver weg van wat God vir ons wil hê. Maar die vorige een is dalk selfs verder weg. Is net sagter, minder sigbaar, meer subtiel. So toe vra ek myself nou af, maar hoe werk dit dan nou eintlik? As ons lig is en tog ook geroep is om ons lig te laat skyn. En dit laat my toe dink aan gloeilampe wat net so, ek wil sê, in die konneksieplek sit, die socket, maar net nie heeltemal vasgeskroef is nie. En die simbool vir my is mooi, want Jesus sê, jy weet, die term wat hy gebruik is, bly in my. Want jy kan lyk of jy so naby aan hom leef, jy's daar, maar jy's nie verbind nie. Jy verstaan nie eintlik waaroor dit gaan nie. Jy sien, dis die verbintenis wat maak dan dat God se liefde, sy krag, sy heiligheid deur ons werk. En dit het my toe laat dink aan 'n tannie wat geld ingesamel het by die gemeente vir 'n liefdadigheidsorganisasie. As jy 'n advertensie sien in die koerant, gee geld vir die SPCA. Dan sien jy dit en jy gaan aan. As jy dan by die huis kom en jy kry 'n e-pos wat die SPCA vir jou gestuur het, omdat jy op hulle e-poslys is, dan sien jy dit en dis nog 'n e-pos tussen al jou e-posse. As jy dan 'n WhatsApp kry van iemand wat daar werk, wat jy miskien ken, en hulle vra, hoor, wil jy nie 'n donasie maak nie, dan begin jy dink. Maar nou bel iemand jou, reël met jou 'n afspraak, gaan sit saam met jou, betaal vir jou koffie, en vra, hoorie, Herman, is dit nie op jou hart om iets te gee vir hierdie diere wat so in nood is nie? En ek dink dit is hoekom ons nie gehoorsaam is nie. Want as Jesus vir jou soos 'n advertensie is, daar ver weg, kan jy nie dink dat daar iets in jou hart gaan gebeur, wat in jou die begeerte na heiligheid en gehoorsaamheid gaan wek nie. Maar as jy hom in sy oë kan kyk, en jy sien sy genade en sy goedheid, en jy sien die uitnodiging, kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is. En dis nie 'n advertensie of 'n WhatsApp of 'n e-pos nie, maar 'n afspraak, 'n ontmoeting. Dan kan dit ook nie anders as wat jou lig sal skyn nie. Vriende, as ek verkeerd gaan wees, sal ek eerder na hierdie kant toe verkeerd wees. Dis vir my die goeie nuus. Ek wil nie hê mense moet teen die glyplank opklim nie. Daar's 'n rigting waarin God se genade vloei. Ja, en dit roep ons na gehoorsaamheid. Ons rol is nou om ons lig te laat skyn, die lig wat reeds in ons harte is. En my en jou werk, en dit is hoe ek wil hê dit moet verstaan vandag, is dat alles wat nie daai lig laat suiwer skyn nie, alles wat spikkels maak, wat die lig dof maak, alles wat in die pad staan daarvan, dat jy kan wees wie God jou gemaak het, jy moet dit kruisig in jouself, jy moet sterf aan dit, jy moet besef wat die koste is daarvan, want dit maak dat jy nie kan wees wie jy eintlik is in Christus nie.
Daar is troos en daar is ruk. As ons oorbegin, kom ons begin met die troos. Maar kom ons gaan ook verder na dit waarvoor Christus ons roep in hierdie wêreld. Matteus 5 sê Jesus, en ek sluit af daarmee, julle is die lig vir die wêreld. Julle is die lig vir die wêreld. Stad wat teen 'n berg staan, kan nie weggesteek word nie. So kan jy ook nie jou lig onder 'n maatemmer sit nie. Laat julle lig dan so skyn. Vat al die hindernisse uit die pad uit, dat mense julle goeie werke kan sien, en dan uiteindelik julle Vader wat in die hemel is verheerlik. Want dit is oor wie dit gaan oor hom. Ek gee jou 'n paar oomblikke om net met jouself te land en die Here te vra om met jou te praat.